Die Evangelie van Johannes, hoofstuk 6. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus, waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon, Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? Jesus het gesê, laat die mense sit. Daar was baie gras op die plek. Toe het die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies volgemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die tekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan, en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit was reeds donker, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. En die see het onstuimig geword, omdat 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle sowat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land, by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan het, agtergekom dat daar behalwe die een geen ander skuit was nie, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar, op soek na Jesus. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy seël geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet,
soos daar geskryf staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, amen. Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom, en ek sal die een wat na my kom, nooit verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek, want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Toe het die Jode oor hom gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het, en hulle het gesê, is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te mor. Niemand kan na my kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. In die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God onderrig word. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam, wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen. Ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet ook deur my leef. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos die manna wat die Vader geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef. Dit het hy in 'n sinagoge gesê, terwyl hy in Kapernaum onderrig gegee het. Baie van sy disippels het toe hulle dit hoor gesê, hierdie woord is erg, wie kan daarna luister? Maar Jesus, innerlik bewus daarvan dat sy disippels hieroor mor, het vir hulle gesê, gee dit julle aanstoot. Wat dan as julle die Seun van die mens sou sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie.
Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil tog seker ook nie weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe, en ons glo en weet dat u die heilige van God is. Jesus het hulle geantwoord, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en tog is een van julle die duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou hom uitlewer, hy wat een van die 12 was.